Die fluitspeler van Hameln, 'n Duitse sprokie. Die fluitspeler van Hameln. Daar is 'n dorp in Duitsland met die naam Hameln. Dit sit aan die oewer van die Weserrivier en is al eeue oud. Die storie gaan oor die mense van die dorp Hameln. Baie lank gelede was daar 'n verwoestende rotplaag in Hameln. Daar was rotte oral, in mense se beddens, in hulle kombuise, in die kerk, op die markplein. Die rotte het die haver en koring van die lande afgevreet. Mens kon nie eens jou leerskoene voor jou bed neersit nie, of die rotte het dit opgevreet. Die katte kon nie hond haar afmaak teen die oormagrotte nie. Om die waarheid te sê, as 'n kat te lank stil gesit het tientalle rotte op hom toegesak. Na weke roep die burgemeester 'n noodvergadering byeen. Die burgemeester en sy raad dink die kant toe en daai kant toe. Maar elke voorstel is reeds probeer, sonder sukses. Op 'n oggend is die burgemeester en sy raad weer in 'n vergadering om die krisis te bespreek, toe daar 'n vreemdeling by die raadsaal instap. Hy dra 'n vreemde uitrusting en speel 'n fluit. Wie is jy? Wil die burgemeester weet. Ek is 'n rottevanger. Ek hoor julle het effens 'n rotprobleem. Dis 'n krisis, meneer. Nie 'n probleem nie, sê die burgemeester moedeloos. Die rottevanger maak die volgende aanbod aan die raad. Hy onderneem om binne 1 dag van elke liewe rot ontslae te raak, teen 'n fooi van 1000 goue muntstukke. Die raad is hiermee tevrede. Dit is nie goedkoop nie, maar daar is nie 'n ander uitweg nie. Die rottevanger stap by die raadsaal uit met sy fluit voor sy lippe. Hy stap van straat tot straat, terwyl hy 'n vreemde deuntjie fluit. Soos hy stap, kom die rotte uit die gate en kaste en huise. Die rotte loop in 'n stroom agter die rottevanger aan. Soos hy deur die strate stap, word die stroom rotte groter en groter. Die man stap rustig deur die hele dorpie tot by die oewer van die rivier. Hy gaan staan, maar hou aan met speel. Die rotte hou aan met loop, in die water in. Die sterk stroom van die rivier spoel hulle weg. Of die wat nie verdrink het nie ooit uitgekom het, vertel die storie nie. Maar dit was die einde van die rotplaag. Die burgemeester en dorpsmense is hoogs in hulle skik met die rottevanger. Hulle hou 'n groot fees om die einde van die rotplaag te vier. Daar word gedans en daar word bier gedrink. Die volgende oggend, toe die burgemeester wakker word, met 'n effense hoofpyn, sit die rottevanger by sy tafel. Ek kom haal net my vergoeding, sê hy. Maar natuurlik, sê die burgemeester, en roep sy assistent om 100 goue muntstukke uit die geldkas te gaan haal. Ek dink jy maak 'n fout, meneer, sê die rottevanger. Ons het op 1000 goue muntstukke ooreengekom. Nou ja, dit mag so wees, maar as u vir die speel van 'n deuntjie so baie geld soek, moet u maar elders gaan probeer. Waarlik, u het skaars 'n vinger verroer. Wees dankbaar dat ons 100 muntstukke betaal vir so 'n eenvoudige opdrag. Die rottevanger gluur die burgemeester aan. Is u seker dit is wat u wil doen? Vra hy. Skort of ek roep die konstabel om jou hier uit te smyt, roep die verergde burgemeester. Sonder 'n verdere woord stap die rottevanger by die deur van die raadsaal uit. Hy haal sy fluit uit sy sak en begin speel. Dis 'n vreemde, half hartseer deuntjie.
Die dorpsmense kom uit hulle huise of kyk deur hulle vensters na wat aangaan. Toe gebeur dit. Die kinders kom na die fluitspeler aangestap. Hulle kom uit hulle huise, hulle kom uit die skool uit en hulle versamel rondom die fluitspeler. Soos hy speel, begin die fluitspeler uit die dorp loop, met die kinders agterna. Die mense besef wat besig is om te gebeur. Ma's en pa's hardloop agter hulle kinders aan. Oupas en oumas roep en soebat hulle. Oupas en oumas roep en soebat hulle kleinkinders om te bly. Maar die kinders is horende doof. Hulle stap net, asof gehipnotiseer, al agter die fluitspeler aan. Die burgemeester is doodsbleek. Die raadsmanne is stom geslaan. Die dorpsmense roep na die fluitspeler. Ons is jammer, ons sal jou die volle bedrag betaal, ons sal jou dubbel betaal, bring asseblief ons kinders terug. Maar die rottevanger stap al fluitende aan en aan, tot by die berg buite die dorp. Toe hulle daar kom, swaai 'n rotsdeur oop. Die rottevanger stap in, met die kinders agterna. Toe die laaste kind in is, klap die rotsdeur toe. Niemand kon dit ooit oopkry nie. Geen inwoner van Hamel het ooit weer hulle kind gesien nie.